Goeiemôre. Goeiemôre, baie welkom en mag ek ook sê baie geluk en wel gedaan. Baie geluk dat jy dit gemaak het tot hierso vanoggend. Dit is partykeer 'n baie groot uitdaging vir sommige, nie vir almal nie, om dit op 'n Sondag te maak na 'n plek van aanbidding toe. Die feit dat jy dit gemaak het en hier is 'n goeie getuienis daarvan, van ook jou uithou vermoë, jou verstaan van die belangrikheid daarvan om te fokus op jou geestelike lewe en geestelike groei. Daarom sê ek ook vir jou baie geluk dat jy dit gemaak het sover, en ook dankie. Dankie dat jy in die week wat verby was 'n getuienis was van Jesus Christus, en dat jy in die week wat verby is jou geloof uitgeleef het, en ook mense op 'n positiewe manier beïnvloed het. Ons as predikante, ons staan hier voor, in 'n sekere sin is dit vir ons maklik. Ons moet gesels met mense wat min of meer mak is, en nie wild is nie, in terme van die wêreldse invloed op hulle nie. So dit maak ons werk baie makliker. Julle het die moeilike werk om tussen mense te lewe, elke dag tussen hulle te werk en tussen hulle heen te gaan, wat totaal en al radikaal verskil en partykeer maar net dwars en moeilik is. En dit is baie moeiliker om in sulke omstandighede 'n gelowige te wees en dit uit te dra. So dankie dat u dit ook elke dag doen. Welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n voorreg om op hierdie manier by mekaar te kan kom en te kan aanbid sonder vervolging. Froilie stuur vir my 'n boodskap. Sy sê vir my sy het bewus geword van vervolging van Christene in Afrika. Ek weet nie of u weet daarvan nie. In Mosambiek word Christen gesinne aan bome opgehang. Mosambiek is sommer net hier om die draai. Dit is nie baie ver nie. Hier waar ons is dit nog redelik veilig. Jy kan nog 'n gelowige wees. Jy kan nog op 'n dag soos vandag kom na 'n plek toe waar jy kan aanbid. 'n Mens aanvaar dit so as vanselfsprekend. Maar wat ek nou geleer het in die lewe is, jy begin eers regtig iets te mis die dag wanneer dit nie meer daar is nie. En jy nie meer daardie voorreg het om dit te doen nie. Dan kom jy agter wat is die waarde daarvan in elk geval gewees. Ons dink en ons bid ook aan die mense in Afrika, Mosambiek, Christene wat vervolg word, en ek vra ook vir u om in u eie stilte tyd voorbidding te doen vir daardie mense. Doen voorbidding dat die geweld teen hulle sal ophou. Doen ook voorbidding dat hulle geloof staande sal bly, dat hulle onlangs vervolging steeds sal voortgaan om die evangelie te verkondig en vas te hou aan Jesus Christus. Dit is nou 'n geloof wat getoets moet word. Niemand van ons, in alle waarskynlikheid, sal ooit gevra word om dood te gaan vir jou geloof nie. Om daarvoor te sterf nie. Fisies, jou lewe bedreig word daarvoor nie. Dink so 'n bietjie oor jouself. Wat sal jy doen? Wat sal jy doen as jy voor 'n keuse gestel moet word? Jou lewe of verloning van Christus?
Maklik om te sê ja, vir Christus, baie moeiliker om dit te doen. Daarom is dit so belangrik dat terwyl ons nog kerk mag wees, ons sal verstaan waarmee ons besig is en die belang daarvan. En dit baie ernstig sal opneem en ook die Here dank vir die voorreg om dit te kan doen. Nou ja, dit is nou eintlik net my woorde gewees om vir julle te sê goeiemôre, en nou het ek 'n hele preek daarvan gemaak. Dit is nou maar wat dominees doen, lyk my ons spreek vir alles en vir almal en ook vir onsself. Geniet vanoggend se saam wees, saam met ons. Geniet dit om die Here te aanbid. Geniet dit om te sing tot eer van sy naam. En geniet dit om na die woord te luister en gevul te word met die Heilige Gees. Terwyl ons rustig raak, gaan ek vir u geleentheid gee om 'n stil gebed in u hart te doen. Ek gaan 'n kort oomblik gee van stilte om jouself te fokus en daarna begin ons met ons wotum, seëngroet en loflied. Kom ons raak stil. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Geliefdes in die Here Jesus Christus, so terwyl ons in die beskerming van die Allerhoogste is, met sy Gees binne in ons en rondom ons, kom groet ek u en kom vestig ek u aandag daarop, dat God vir jou lief is. Daarom groet ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, Vonk 158 verse 1, 2 en 3.
Ons gaan vanoggend vir die woordverkondiging lees uit die Nuwe Testament uit aan 'n brief wat Paulus geskryf het vir die gemeente aan Kolossense. Ek onthou jare terug toe ek nog met kinders gewerk het. Vandag nou nie meer so baie soos studie. Is een van die dinge wat jy graag wil hê hulle moet die Bybel leer ken en die Bybelse boeke leer ken. Ek kan onthou altyd ek het so vir my 'n rympie gemaak, Filippense, Kolossense, Tessalonisense. Is eintlik maklik om dit te onthou, dit gly so van die tong af. Kolossense gaan ons saam lees, Kolossense 3. Die perikoop is 'n bietjie 'n langer perikoop, maar ek is seker daarvan u attention span is nie te kort nie en sal dit kan hou tot aan die einde van daardie vers. Voordat ek dit vir ons gaan saam lees en help dat ons reflekteer oor die inhoud daarvan, kom ons bid saam en ons vra die Here ook om met ons te wees en met ons te praat deur sy woord. Ons hemelse Vader, Here, ons dankie vir vandag. Dankie vir die wonderlike geleenthede wat ons het. Dankie vir die blote feit dat ons vanoggend kon opstaan en hier kan wees. Dit is ons gebed, Here, wanneer ons so saam is, dat ons U wil leer ken. Ons wil U sien en ons wil U ontmoet. Uit ons eie is ons nie daartoe in staat nie. Al hoe ons U kan ken, is wanneer U Uself aan ons kom openbaar. Daarom is ons gebed dat as ons saam is, dat U Uself aan ons sal openbaar. Mag ons U sien, mag ons U leer ken. Mag ons veral die liefde wat daar is in Jesus Christus leer ken. Here, mag daardie kennis en daardie verhouding met U ons verander en vorm. Verander en vorm totdat daar nie 'n deel is van ons lewe wat nie aan U behoort nie en wat nie deur U teenwoordigheid en U liefde gevorm word nie. Dit is ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ek lees daardie gedeelte vir ons voor. Ek lees uit 'n 2020 vertaling. As jy 'n ander ene het, is dit ook goed. Vers 12 begin so: Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus
terwyl julle God, die Vader, deur hom dank. Net tot sover ons fokus skrifgedeelte. Die gedeelte begin vir my goed, daarom omdat julle God se uitverkorene heiliges en geliefdes is. Omdat ons God se heilige uitverkore geliefdes is ons nuwe mense. En hierdie teks gaan daaroor om vir jou te vra om die nuwe mens aan te trek. Elkeen van ons, hopelik wat vandag hierso sit, is 'n nuwe mens. En het ernstig in jou lewe 'n wonderlike verhouding met God drie-enig begin. En hopelik is daardie verhouding vandag nog gesond en hopelik is hy sterker as wat hy was toe jy begin het. Hierdie boodskap in Kolossense is geskryf vir gelowiges. Dit is nie geskryf vir ongelowiges nie. Dit is belangrik om dit aan die begin te weet. Jy sou dit onwaarskynlik, jy sou seker kon, dit gebruik as 'n bekeringsteks om iemand na die Here toe te lei. Dit is nie die doel van hierdie teks nie. Die doel van hierdie teks is om vanuit die verstaan af weg te spring en te sê, maar jy is 'n nuwe mens. Daarom begin dit vers 12 met die woord daarom, omdat jy 'n nuwe mens is, omdat jy gered is. En die vraag wat ons baie keer vir onsself vra is, goed, ek is 'n nuwe mens en ek verstaan dat ek 'n nuwe mens is in Christus, maar hoekom lyk my lewe nie altyd so nie? Dis soos iemand wat 'n nuwe mens is, of soos iemand wat in Christus is. En hoekom voel dit nie altyd vir my of ek 'n nuwe mens is nie? Hoekom voel dit soms vir my, maar ek is nog steeds dieselfde ou self as wat ek altyd is? As ek dan 'n nuwe mens is, hoekom sien ek dit nie altyd in my lewe raak nie? Wel, die kort en die lank daarvan is dat wat jy by regte is en dit wat jy ervaar en uitleef kan twee verskillende goeders wees. Jy is by regte sonder dat jy dit verdien, 'n kind van die Here deur genade, omdat jy ernstig in jou lewe God aangeneem het as 'n persoonlike verlosser en saligmaker. Dit is so. Dit is hoe dit is. Dit is jou stand van geregtigheid. Die feit dat jy dit nie altyd voel of ervaar nie, beteken dat jy in alle waarskynlikheid dit nog nie aangetrek het nie. En dit is waaroor hierdie teks gaan in Kolossense. Dit gaan daaroor om jouself te beklee met dit wie jy is, om aan te trek dit wie jy is, soos wat jy klere aantrek. Sodra jy uitvoeling is met wie jy is jy steeds gered, maar jy is onvervuld. Daar is geen vreugde in jou lewe nie, en daar sal ook geen volheid wees nie. Jy sal ten spyte van die feit dat jy gered is, voel jy mis iets. En dit is so, jy mis iets. En jy mis uit op iets. Op iets wat baie groot en baie wonderlik is. God wil goeie goed vir ons hê. Maar weet jy wat?
Maak nie saak of jy goeie goed vir ander mense wil hê nie. As daardie mens, daardie persoon, nie daardie selfe goeie goed ook vir hulle self wil hê en dit wil aantrek nie. Die spreekwoord sê, jy kan 'n perd bring tot by die water, maar jy kan hom nie maak drink nie. Hy moet self drink. Al hierdie eienskappe wat Paulus hierso noem in hierdie teks, meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld, is goeie goed. Dit is nie slegte goeders nie. Dit is goed wat daarop gemik is om nie jou lewe moeisaam en swaar te maak nie, maar juis daarop gemik is om dit oop te sluit, sodat jy vol kan lewe, sodat jy vry kan lewe, sodat jy kan lewe dit wat God jou aan die begin gemaak het om te wees. Gelowiges wat nie reg geklee is nie, is gelowiges met 'n identiteitskrisis, wat nie hulle identiteit verstaan nie. Ons lewe in 'n wêreld wat 'n identiteitskrisis is en nie weet hoe om aan te trek wat pas by hulle identiteit en wie hulle is in Christus nie. Ek onthou, toe ek nou jonger was, hier in my tienerjare, ek dink so teen, ek kan ook nie presies onthou nie, maar ek dink so 15, 16 jaar oud gewees. Nou op daardie stadium in my lewe, het ek nou alreeds geweet, dat die Here my geroep het om eendag in die bediening te staan. Ek het dit geweet toe ek so 8, 9 jaar oud was, het die Here my geroep. Baie duidelik, en ek het geweet, dit is wat ek eendag moet doen, ek moet in die bediening ingaan. Maar ek het 'n probleem gehad, want ek het geweet, ek lyk glad nie, soos daardie dominees en ek tree glad nie, soos hulle op nie. Om die waarheid te sê, ek dink nie ek is so heilig en voorbeeldig, soos wat jy veronderstel is, om te wees, as jy 'n dominee is. So dit was my eerste krisis gewees in my lewe, en toe ek hier by standaard 8 uitkom, het die Here op 'n wonderbaarlike manier my oopgebreek, en ek het in 'n sekere sin volkome God aanvaar in my lewe. En daar het my Christelike lewe begin, baie ernstig toegewyd en so. Maar dis een ding om toegewyd te wees en 'n ander ding om dit uit te leef. So toe ek nou so 15, 16 was, met hierdie oortuiging en hierdie wete en hierdie geloof wat in my is en wat begin groei, gebeur het toe nou dat ek op 'n dag in ons woonvertrek is, besig om TV te kyk. Nou, ek moet dit nou net eers binne konteks plaas, sodat die moderne mense en die jonger mense ook net kan verstaan hoe dit nou gebeur het, wat gebeur het. In daardie jare was daar nou nie goeder soos selfone gewees nie. En elkeen in die gesin het nie sy eie toestel gehad waarop jy jouself kon entertain nie. Entertainment was die TV gewees in die huis. En die belangrikste persoon is die persoon wat die remote vasgehou het. Want elkeen in die huis het nie hulle eie TV gehad nie. Daar was hierdie een TV gewees, en almal saam moes nou as 'n gesin nou besluit, wat gaan ons nou vandag kyk? Nou gelukkig, dit was nou 'n geleentheid dat dit nou net ons kinders, ons is 4 kinders in ons gesin. My suster, en dan is dit ek, en dan is dit my 2 broers wat jonger is
as ek. So dit was net ons wat besig was om TV te kyk. Nou gelukkig, omdat ek nou die oudste seun is, het ek toe nou daardie groot voorreg om in beheer te wees van hierdie remote. So ek kan nou besluit na watse entertainment ons as gesinnetjie en ons broers en susters nou mag kyk. Maar nou weet ek, my 2 boeties wat nou jonger is, wil nou hulle kinderstorie kyk. Ek kan nie eens onthou of dit Maya die by was of wat die storieetjie was nie, maar ek wou dit nou nie gekyk het nie. En ek het seker gemaak, ek hou hulle daar waar hulle is, tot die 2 besluit het, hulle gaan my boykot, en hulle gaan nou een of ander plan beraam, om hierdie remote by my af te neem. So hulle tegniek was om my rustig te maak, dat ek nou nie kan verwag iets gaan nou gebeur nie, en dat ek bietjie my guard laat sak, en so in my hier besig hou met 'n ding, en terwyl die een besig is met my, gryp hy aan in die remote, en hy skiet daar by die voorhuis uit, en hy hardloop, en dis 'n groot gelag. Ek vererg my onmiddellik, want hoe kan hulle nou my oudste seun regte van my af wegneem, en ek is daar agter die 2 aan, gelukkig is ek vinniger as hulle, en ek haal hulle in. Maar op daardie stadium is ek so opgeklits en so kwaad, dat hierdie hele besigheid nie goed geëindig het nie. En dit het 'n geveg uitgebreek. En ek het myself soos 'n barbaar gedra, my eie broers daar rond gepluk, ruk en pluk en geslaan. Soos wat dit baie keer gebeur, mam, met boeties. En na die tyd het ek myself bedank. En vir myself 'n baie belangrike vraag gevra. Is dit wie ek wil wees? Is dit hoe ek wil wees? Weerspieël dit enige iets van die karakter van God? Sou dit enige iets weerspieël van die roeping wat God my gegee het toe ek 9 jaar oud was? Weerspieël enigiets van my optrede, iets van God se ingrype in my lewe toe ek rondom standaard 8 was. En ek het daar 'n besluit geneem en vir myself gesê, nee, dit doen nie. Niks wat ek doen weerspieël Christus nie. En daar het ek my eie lewe begin draai en vir myself gesê, ek gaan dit nie weer doen nie. Ek gaan leer om geduldig te wees. Ek gaan leer om verdraagsaam te wees. Ek gaan leer om nie op my perdjie te spring as my familie wat my so goed ken, my knoppies druk nie. Kyk, as niemand wat jou knoppies kan druk soos jou eie mense nie. Hulle ken jou die beste. Hulle weet presies wat om te sê om jou af te tik. En hulle weet presies wat om te sê om jou op te klits en jou uit te lok. Die manier wat hulle baie keer iets sê, die manier wat hulle optree en so aan. En ek het vir my self gesê, dit is nie hoe 'n gelowige is nie. Dit is nie hoe Christus is nie. En daar het ek begin leer om van dit wie ek is en my oortuiging
in Christus, in die wonderlikheid van sy genade en sy vrede, van binne af buite toe te leef. Om aan te trek dit wie ek is. Om te leer om dit aan te trek. En daar het ek agtergekom om 'n kind van die Here te wees is 'n inside-out job. Dis iets wat aan die binnekant van jou gebeur, wat moet deurvloei en deurbeweeg tot aan die buitekant van wie jy is. Die teks begin in vers 12. Paulus begin, beklee julle dan, en dan gebruik hy sulke pragtige, mooi woorde, wat jy vanoggend baie mooi moet hoor, en wat jy baie goed moet verstaan, want indien jy dit nie verstaan nie, val die res plat. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heilig en geliefdes. Heilig en geliefdes. Jy is geliefd. Dit is so 'n pragtige woord, geliefdes. God het jou lief. Wat beteken dit om 'n geliefde van God te wees? Om 'n geliefde van God te wees beteken jou diepste identiteit is nie jou prestasies of voortbou nie, maar dat God jou in Christus vooraf voluit onherroepelik aanneem. Dat God nie vir jou sê, doen eers al die regte goeders, en dan sal ek lief wees vir jou nie. Maar dat God, jy sê, weet jy wat, ek is lief vir jou. Al maak jy gemors daarvan, al is jy nie volmaak nie, en al doen jy nie alles reg nie, ek is lief vir jou. Dis wat dit beteken om 'n geliefde van God te wees. Voor jy iets doen, en selfs wanneer jy val, is jy God se geliefde. Dit gee vir my rus. Dit gee vir my rus, dat ek vir myself kan sê, maar ek hoef niks te bewys nie. Ek hoef niks te bewys nie. Ek kan wees wie ek is in Jesus Christus. 'n Wonderlike stuk vryheid om te kan ervaar en te leef. Dit help my ook om rustig te lewe. Om nie verknog te wees en gejaag en gespanne te wees oor alles in die lewe nie. Maar om die lewe goed te leef en uit te leef. Dit is ook vir my 'n bron van krag. 'n Bron van krag wat my in staat stel om vir ander mense ook op dieselfde manier lief te hê. Soos wat God my liefhet. Dit help my om te weet dat ander mense sukkel ook. Ander mense sukkel ook om goed reg te doen en goed te doen. En hulle nie daarvoor te veroordeel nie. Maar juis hulle te help
deur vir hulle te sê, maar weet jy wat, jy hoef nie so te lewe nie. Jy hoef nie so te wees nie. Daar is vir jou 'n ander opsie. Daar is vir jou 'n ander opsie wat baie beter is as enigiets anderste wat jy jou ooit sal kan aandink. En dit is die vrede en die liefde van Christus. Maar jy moet dit jou eie maak. Jy moet jouself daarmee beklee. Hierdie teksgedeelte, vers 12 sê, God sê nie eers, doen beter en dan sal ek jou lief hê nie. Hy verklaar, jy is myne. En juis daarom kan jy aantrek wat by hom pas. En dan noem hy hierdie kledingstukke, en ek moet eintlik by een vir een van hulle stil staan en so 'n bietjie vir jou daaroor verduidelik, maar dan gaan vanoggend se preek nou te lank wees, want jy sou nou elke een van hierdie goeders afsonderlik kon bespreek en daarna gaan kyk. So ek gaan hulle net vir jou noem, sien hulle as kledingstukke wat jy kan aantrek, barmhartigheid, dis die sagtheid wat deur iemand anderste na jou toe vloei, iemand anderste se kyk, iemand anderste se omgee, wat vloei, goedgesindheid. Om goedgesind te wees is 'n vriendelike basiese toon. Dit is baie interessant as jy nou na hierdie goeters gaan kyk wat Paulus sê jy moet aantrek. Meeste daarvan het te doen met jou ingesteldheid. Met jou attitude. Baie meer as wat dit te doen het met goed wat jy moet fisies doen. Daar is ook riglyne wat Paulus gee oor goed wat jy moet fisies doen, maar dit begin by 'n ingesteldheid. Daarom hou ek van hierdie een wat sê goedgesindheid. Dit is 'n algemene ingesteldheid, is om goed gesind te wees. 'n basis toon wat ruimte maak. Ruimte maak vir ander, ruimte maak vir mekaar. Nederigheid. Nederigheid is altyd 'n interessante ding. Hoe praat jy nou oor nederigheid? Nederigheid is basies daaroor dat jy nie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink van jouself nie. Dit probeer nie te sê jy moet niks van jouself dink nie. En jy moet nou vir jouself sê, ag ek is 'n ou wurm en ek is eintlik niks werd. Dit is nie nederigheid nie. Nederigheid is om nie meer van jouself te dink as wat jy is nie, en alle waarskynlik ook nie om te veel oor jouself te dink nie, en meer oor ander mense te dink en hulle welvaart as jou eie ene. Sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Om sag te wees en sag te werk met ander mense, eerder as om hard te werk met hulle. Geduld. Geduld is die wil om by God se beplanning en God se tyd te hou. Ons hou nie van geduld nie. Ons as moderne mense versukkel verskriklik met geduld. Want ons lewe in 'n wêreld waar as jy dit wil hê, kan jy dit nou kry, dadelik. As jy nou hier in die middel van die nag nie in die slaap kan raak nie, en jy besluit, okay, nou goed, kom ek blaai nou maar op my selfoon rond, wat die verkeerde ding is om te doen, tot ek in die slaap raak en jy sien iets, as jy, ek wil dit graag hê, kan jy onmiddellik aanlyn gaan, al is dit in die middel van die nag en jy kan die ding koop. En as jy nou ongeduldig, as jy nou 3 dae moet wag vir hulle om vir jou te kom aflewer ook nou nog, en hou jy die tracking van die parcel die hele tyd op, is hy nou, waar is hy nou? Is hy nou al hierso?
en so aan. So ons lewe in 'n wêreld wat ons het nie geduld nie. Dit is deel van ons konteks van vandag. Alles is altyd beskikbaar, amper oral. 60 seconds. en jy het dit, gee jou brood en jou melk bestel. Goed, daar's goed. Daaraan, die sleg daaraan is dat ons verloor die vermoë om geduldig te kan wag en om ongeduldig te wees. Ons leer eintlik die slegte gewoonte daaraan om ongeduldig te wees. Raak ons ongeduldig met mense, ons raak ongeduldig met mekaar. Geduld. En dan kom hy by baie meer praktiese goeders uit, wat bietjie verder strek as net ingesteldheid, goed wat baie meer konkreter is, verdra mekaar, vergewe mekaar. Dit is een waaroor ons gereeld preek, so ek gaan nie lank iets daaroor sê nie, ons dominees preek gereeld oor vergewe mekaar, en hier plaas Paulus dan 'n maatband oor ons reaksie om mekaar te vergewe. Hy sê, soos die Here julle vergewe het. As jy ooit wonder, hoe ver moet jy gaan om iemand te vergewe? Baie maklik. Iemand vra vir my in die week, ja, is dominee nou maar, hoe ver moet ek nou gaan om iemand te vergewe? Baie maklik, jy gaan so ver soos Christus gegaan het om iemand te vergewe. Hy is tog vir ons die voorbeeld. En is dit nie wat die woord nou so pas vir ons sê nie? Vergewe soos wat Christus julle vergewe. Dieselfde mate as wat hy dit doen. En bo dit alles, die liefde, wat die band is wat alles saamvoeg. Dit is soos daar 'n jas wat jy moet aantrek, bo oor jou klere. Jy kan jou klere aantrek, al die ander goeders aantrek, maar die ding wat alles saamhou is daar die jas, veral in daardie tyd, in daardie konteks. Mense se klere het anders te gelyk as ons, en so het dit aangetrek, en baie van dit was maar losserige lappe wat gedrapeer was, of wat gehang het, en baie van hulle was of vasgewerk, as jy nou arm was dit nou nie vasgewerk dalk aan die kant nie, dit het net splete gehad, 'n vierkantige ding met 'n gat in die middel, en jy jou kop daar deur gegooi, en dan het jy jou voete en jou hande net maar so uitgesteek, en jy moet so 'n bietjie gevou, dat hy nou nie oop gaan hier in die kant nie, maar dan was dit nodig geweest dat jy al daai kledingstukke moes saambind, en vashou, sodat dit nie los hang aan jou lyf nie, is amper soos 'n belt, as jou broek dalk te groot is. Dit is hoe die liefde is. Jy trek al hierdie ander kledingstukke aan. En liefde is daardie ding wat alles by mekaar hou. Dit is belangrik om dit te sien, en dit is belangrik om dit te verstaan. Want, hoekom? Want sonder liefde is al hierdie ander goeders soos nederigheid, goedgesindheid, saggeaardheid, niks anders as moralisme nie. Moralistiese goeders wat enige mens kan doen nie. Dit is juist die liefde wat al hierdie goeders as 'n jas saambind, wat jy bo oor alles aantrek. Teks gaan aan en sê, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. 'n Pragtige mooi Griekse woord daar wat gebruik word, wat letterlik beteken, laat vrede jou skynsregter wees. Soos wat 'n skynsregter, as die spel gespeel word, en iets loop nie reg nie, die fluitjie blaas en sê, wag, kom ons begin net, ons reset, ons begin van voor af, dit en dit moet nou gebeur. So moet vrede werk in jou lewe. Dit moet hierdie fluitjie wees wat blaas binne in jou, en dit moet jou lewens regeer.
is die manier hoe jy jou lewe instel, is volgens hierdie vrede wat as 'n regter optree binne in jou. En dan sluit Paulus af met hierdie hele ritme van dankbaarheid, om dankbaar te wees. En hy herinner ons daaraan om juis gereeld dankbaar te wees en 'n ritme daarvoor aan te lees. Laat die woord van Christelik ryklik in julle woon. Ek het so 'n prentjie daar van 'n hart met 'n huis. Dit sluit maar net aan by 'n gedagte wat ek aan die begin van die preek gesê het. Dis 'n inside job, dit begin binne en dan werk dit na buite. Hier sê Paulus, laat die woord binne jou woon. Laat dit binne jou woon. Wat dit beteken is, neem die woord van die Here ernstig op. Moet dit nie net lees uit pligsbesef uit en ek het nou nog nie vandag my dagstukkie gelees nie, so ek hoop nie 'n weerligstraal gaan my tref nie. Nee. Lees dit, laat dit in jou woon, laat dit in jou bly. Eet die woord van God. Eet dit elke dag, soos wat jy brood sal eet, sodat jy jou geestelik aan die lewe kan hou. Laat dit in jou woon. 'n Paar praktiese reëlings en daarmee sluit ek af. Ek het so, kyk ek is iemand wat hou van tegnologie. So ek het in my slaapkamer het ek een van daai toestelle met wie jy nou kan praat. En dan sal hulle nou vir jou iets terug sê. Jy weet? Ek sê, dalk het jy nou, so sê hy Google, speel vir my musiek. En dan speel hy vir jou musiek. En dan het ek nog van daai slim ligte ook, so ek kan nou van vra om die ligte ook aan en af te skakel. So ek hou daarvan om met hierdie ding te speel. En nou wat ek nou doen in die oggende, as ek nou opstaan en my oggendgebed gedoen, my tande geborsel, dan strompel ek nou so na die kas toe om te gaan aantrek. En dan vra ek nou vir Google, how's the weather today? En dan sal dit vir my sê, en dan sal ek sê, okay. Ek gaan nou vandag moet warm aantrek, want dit gaan 'n koue dag wees. Of, ek beter vir my koel klere aantrek, want dit gaan 'n warm dag wees. Of, ek beter vir my 'n reënjas of iets saamvat, of 'n sambreel, dit gaan reën, of dit gaan storm. So dit is en daarvolgens trek ek myself dan nou aan vir die dag. As gelowiges, wat hierdie goeters, wat Paulus hierso noem, moet aantrek, is dit 'n goeie idee, en dit is net 'n praktiese leidraad vir elkeen van julle. As jy in die oggend opstaan om vir jouself te sê, maar wat moet vandag gebeur? Het ek 'n moeilike dag voor my? Is daar moeilike besluite wat ek moet neem? Gaan ek met kritieke goed moet werk? Hoe voel ek vandag? Voel ek vandag ver van God af? Voel my hart swaar? En as jy daar klaar ingecheck het, en dit is beter as Google, jy hoef nie hardop te praat nie. Jy kan sommer met God hier binne in jou praat. Dan trek jy aan wat jy nodig het vir daardie. As jy daardie dag geduld nodig het, want jy moet met 'n moeilike kollega iets gaan doen, dan trek jy geduld aan. As dit iets anderste is vir daardie dag, dan trek jy dit aan. Paulus sluit hierdie gedeelte af. Voel soms hy vleg sulke random goeters aan mekaar, maar dit vloei lekker in by dankbaarheid, en so hy sê, ons moet liedere sing. Hy sê, ons is ook nie individue nie, ons is aan mekaar gekoppel, daarom moet ons mekaar leer,
daarom moet ons mekaar vermaan, dis die ander 2 praktiese goeders wat hy gee, in alle wysheid, deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. Nou, hopelik is die enigste keer in die week wat jy sing, nie net op 'n Sondag tydens 'n erediens nie. En sing jy daarom so bietjie ernstig anderste ook in jou lewe. Dis 'n vreemde ding, nê, om te sing, veral as jy nie goed kan sing nie. Maar as jy nie goed kan sing nie, kan jy 'n noot hou nie, moenie dat dit jou terughou nie. Jy kan in die kerk sing soos wat jy in die stort sing. Hard asof niemand jou hoor nie, en asof jy 'n rockster is, solank dit uit jou hart uit is. Hoekom? Want dit leer jou dankbaarheid. Dit help jou met al hierdie ander goeders wat Paulus genoem het. Dit help jou om dit aan te trek. Om dit deel te maak deur die eenvoudige lewensritmes in jou lewe in te bou. En dan sluit Paulus af in vers 17 en hy sê, die goed is nie net vir 'n Sondag nie. Jy hoef nie net vriendelik te wees op 'n Sondag nie, of net geduldig met mekaar te wees vir daardie uur wat jy in die kerk is nie. Daarna as jy in jou kar inklim, kan jy nou maar weer ongeduldig en onvriendelik wees nie. Nee, vers 17 sê, en wat julle ook al doen, beteken wat julle ook al doen. In woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus, terwyl julle God, die Vader, deur hom dank. Dit beteken, dit moet insuipel in die res van jou lewe, in alles wat jy doen. Vriende, mag God jou daarmee help, soos wat hy my daarmee help. Mag hy jou vul met die Heilige Gees, want jy sal dit nie kan doen uit eie krag uit nie. Jy sal dit net kan doen deur die inwoning van die Heilige Gees wat binne in jou is. Maar jy moet hom toelaat om dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, U woord kom vanoggend helder en duidelik na ons toe, dat ons nie net 'n mondgeloof moet hê nie, maar 'n leefgeloof. 'n Geloof wat ons elke dag 'n lewe. Help ons om te verstaan wat dit beteken om geliefd te wees. Veral as ons in die lewe dalk deur liefde teleurgesteld was, of teleurgesteld is, om weer te herontdek die wonder daarvan om liefgehê te word. Mag ons ook ervaar dat ons word deur U liefgehê. Mag hierdie gedagte ons tot rus bring, sodat ons kan aantrek en aansit ook die dinge wie U is en wie U ons gemaak het, omdat dit vir ons tot seën en tot heil is. Help ons en lei ons daarin in 'n wêreld en 'n konteks wat totaal en al anderste is as dit. Wat somtyds 'n skadu daarvan het. Help ons om dit dan juis saam te bind deur dit in liefde te doen en nie net uit morele goeie maniere en verpligting nie. Maar dit iets sal wees wat van in ons harte af na buite toe groei.
Ons dank U vir die liefde. Ons dank U vir die genade. Ons dank U dat U hierdie gebed hoor. Mag dit ook elkeen van ons se hartsgebed wees wat U vanoggend hoor. Amen. Ons is gereed vir ons slotlied. Ons slotlied kom uit die liedboek uit, liedboek 532, en ons sing daar verse 1, 2 en 3. Ontvang ook vanoggend die seën van die Here en weet dat God drie enig net die beste en dit wat goed is vir jou wil hê. Die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees want jy is sy kind en hy het jou lief. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy goddelike vrede skenk. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.